U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Insident 386, die slag van Vygistraat. Vir iemand wat van kleintyd af gesukkel het met balvang, probeer sy braaf om die bottel kookolie te vang voordat die teelvloer tref. Haar linkerhand vang egter net die vingers van haar regterhand en 'n bol wind. As sy besef sy het misgevang, probeer sy soos dokter Khumalo van ouds met haar een voet die bottel se val stuit. Sy mis weer die bottel, maar nie die hoek van die kombuiskas nie. Die pyn in haar klein toontjie weergalm deur haar en die kombuis. Terselfdertyd tref die bottel olie die kombuisvloer met 'n knal en een oomblik later drup olie van alles af. Die kombuisvloer verander in die Carlton Center se skaatsbaan en as sy haar voet weer op die teels neersit, verander sy in 'n Russiese gimnas en split oor die kombuisvloer. Gelukkig vir haar keer die skottelgoedwasser haar regtervoet, maar vat al haar toonvelle as betaling. Teen die tyd dat sy haar linkervoet gebreek kry, teen die yskas se onderkant, het haar duispier geskeur soos 'n ou kombuisvadoek. Met haar voete aan weerskante van die kombuis het sy een van twee keuses, of vooroor op haar gesig of agteroor op haar rug. Op pad vooroor buig sy haar linker kortrib om haar val te stop teen die kasblad, iets waaroor sy later baie spyt is. Plat op die vloer met 'n afrip, 10 nervaftone en 'n geskeurde duispier lê sy doodstil op die kombuisvloer en probeer tot verhaal kom. Sy weet roep sal nie help in 'n leë huis nie. En al wat oorbly is hondjie swem kant toe deur die poololie en gang af badkamer toe. By die badkamer gly sy in 'n bad water in. Die warm water en seep haal die meeste kookolie af. Haar stukkende tone brand van die seep, maar die afduispier maak wegbeweeg moeilik. Gelukkig kan sy hardop huil, of so het sy gedink, want met 'n afribbetjie is selfs huil nie lekker nie. Met haar vingers voel sy vir die badprop kettingkie en voel hoe die laaste water die trane in die drein afspoel as sy die prop uittrek. Dis hier waar insident 387 plaasvind, toe sy probeer om haarself uit die olie gesmeerde bad te wurm. Sy rol haarself oor die kant van die bad en kom regop teen die handewasbak. Sy hop een beentjie nader aan die handdoekreëling en besef hoe simpel idee 'n los mat op 'n badkamervloer is. Vir die soveelste keer die middag bevind sy haarself langs haar waardigheid op 'n koue vloer. Weereens staan sy voor keuses. Sy kan opkrul in die hoek langs die wasgoedmandjie of sy kan die ambulans bel. Maar tipies soos 'n toegewyde onderwyser, kruip sy hande 4 voet kamer toe, kry haar selfoon en bel die skoolhoof om haar te laat weet sy gaan moontlik vanaand laat wees vir die skoolfunksie. Ai, tog julle.